gelukwensing en dankie vir al die mooi harte en al die liefde wat u gestuur het. Dis opreg dankbaar daarvoor. Ek het regtig waardeer. Kom ons staan saam vanmôre. Gister is verby, vandag is 'n nuwe dag. Kom ons steek ons hande hoog op en sê Koning Jesus, hier is alles vir my. Hallo, is alles vir my. Kom ons sê Jesus, hier is alles vir my. Reverens en Annetjie, welkom. Welkom saam met ons vanmôre. Kom ons hou ons hande daar, kom ons sê vir Koning Jesus, hy is die moeite werd om geloof te word en aanbid te word, want hy alleen is koning. Hy is die koning van my lewe, hy is die koning van my hart. Here, dankie dat u hier is vanmôre. Dankie dat ons kan skuif in die dimensie saam met u van hier tot daar en ons kan in die toekoms wees wat geloof is alwees in die toekoms en ons gee al die eer en al die lof daarvoor, Here, want daar is die onvergelykbare God wat was en is en wat sal wees tot in ewigheid en ons loof sy heilige naam. Halleluja. Kom kyk, halleluja, prys hom. Kom ons prys hom vanmôre. En sê, as niemand so die Here God nie, halleluja, want hy alleen is waardig om geprys te word en sy naam is Jesus. Sy naam is Jesus, sy naam is Jesus, halleluja. Prys hom, halleluja. Dankie Vader. Dankie die manier, dankie die manier. Zodat die Heer kan ons zien, want wanneer jy bekom om te kom aanbid, dan kom die vyand met 'n teenstryd. Die woord wat ek wil noem is distractions. Jou gedagtes gaan na die cricket game, na die rugby game. Jou gedagtes gaan alles wat die Here sê, ek is jaloers oor jou aandag. Halleluja. Die Here sê vanmôre vir jou en my, ek is jaloers oor jou aandag. So kom ons sê vanmôre, 1, 2, 3, Jesus. 1, 2, 3, Jesus. 1, 2, 3, Jesus. Is dit oortuigend? So Here sê, dis oortuigend wat jy nou sê. Is dit oortuigend of nie? As jy met kanker sit vanmôre en jy dringend 'n genesing nodig, sal jy Jesus benader soos in Jesus, of sal jy uitroep, Jesus, ek het U nodig, 'n barensnood. Al het jy nie 'n barensnood, roep uit vir my en roep uit vir ander vanmôre,
wat sê, Here, ek het U nodig. Amen. So let's do it, okay? 1, 2, 3. Jesus! 1, 2, 3. Jesus! 1, 2, 3. Jesus! Net jy weet as dit oortuigend was teenoor die rugbybal of teenoor die uitroep na die naam van Jesus. Amen. En ek is vinnig uit, waar lê die hart, by die hart van vol is, loop die mond van oor. Amen. Maar ons love Jesus. Amen. Ons lief die Here. Kyk, so kom ons sing. Awesome Robert is my God. Awesome Robert is die God of my life. Kom hier is the love me more. Hier jong en afgegaan. Awesome Robert is my God. Awesome Robert is die God of my life. Kom hier is the love me more. Hier jong en afgegaan. Dat ek 'n Here het wat 'n Herder is. Lay
Vader, ons dank U vanmôre dat ons kan kom en kom stilstaan en weet, Here, wat ook al die omstandighede daar buite is, hier waar ons nou is daar rus en daar is vrede. Want U beloof, Here, wat 2 of 3 in die naam vergader is U in ons midde, en ons gaan nie rondkyk nie, ons weet dat U hier is. U naam is die allerwyse God, die een wat is, en een wat was en wat sal wees tot in ewigheid. Vanmôre in die midde van die storm, Here, roep ek uit en ek sê, laat daar stilte wees, dat die storm swyg, dat die siekte oppunt en verdwyn, elke kankersel opdroog en verdwyn vanmôre in die naam van Jesus. Elke finansiële stryd, elke finansiële uitdaging vanmôre, Here, ons weet van die oornatuurlikheid van God, en ons roep geld vanmôre, en ons roep omstandighede vanmôre, en ons sê, U is groter as alles. Daar is niks wat in U gelyk word, en ons sê dankie Vader daarvoor. Daar is niks in die lewe, niks in die aarde, daar is niks in al die hemel, daar is niks in die lewe, daar is niks op die aarde, daar is niks in al die hemel, maar vir my die beteken as die
It's meer as die. Is die God wat geliefd is. It's meer as die. Is die God wat herstel. It's meer as die. It's meer as die. As ek my oor toe maak, Here, is ek by nie. It's meer as die. Daar is niks meer as die. Here, daar is niks meer as die. Is die Here wat gesond maak, niks meer as die. It's meer as die. Is waardig om die boek te neem en sy siel zoet te maak. Want die het ons met die bloed gebloed, elke dag en als die volk in taal. Halleluja, halleluja.
Jesus now. We are standing in His presence on holy ground. We are standing on holy ground. And I hope that there are angels all around. Let us praise Jesus now. We are standing in His presence. We are standing in His presence. We are standing in His presence on holy ground. We stand in your presence. Hallelujah. Come on, look up. Come on, look up. Say, Lord Jesus, yes, Son of God, we love the Lord our God. En holy en al die lof aan die Heer kom U toe, want Here, daar is niemand soos U nie. Terwyl ons U besing, terwyl ons op U wag, terwyl ons so 'n geleentheid het, Here, om die naam van Jesus, die koning van die leeskar, te eer en te vereer vanmôre. Waar wil by ons anders te gewees het, maar in die huis van God. Waar by ons vir anders te gewees het vanmôre, om te weet dat U met ons is, en U is vir ons, en U is hier by ons. Dat Here, dat ons kan kom vanmôre, ere en lof en dank te bring, en te sê, wat 'n geleentheid vanmôre, wat 'n geleentheid, om by mekaar te wees vanmôre, as kinders van die Here, wat 'n kennis het, wat 'n wete het, dat ons God vir ons is, en nie teen ons is. Amen. Paulus skryf en hy sê die volgende, hy sê, wat sê ons van hierdie dinge? Romeine 8, as God dan vir my is, wie kan teen my wees? Amen. En vanmôre kom ons en ons dank U, Here, dat U altyd vir ons is, altyd met ons is, en altyd by ons is. Daarom wil ons U eer en loof en prys vanmôre en dankie te kan sê dat 'n geleentheid soos hierdie waar ons swaarligheid kan bring, ons bekommernisse kan bring, die dinge wat wegneem van ons af, Here, kan bring. My huwelik, my huis, my kinders, my besigheid, self, Here, myself kan bring vanmôre. En sê, waar die aanpassings nodig het om te gebeur, laat dit gebeur. Laat die Heilige Gees uitwys, Here, waar ek U die meeste nodig het, dat ek kan reageer op die stem. Want U is 'n goeie God. En by alle, U weet alles, en alles is by U bekend. Daar's geen ding wat by God weggesteek is. En vanmôre het ons geen ander keuse, maar om te erken dat U die Here is, en daar's niemand behalwe U. En ons bring ons lofeer, ons bring ons danksegging, ons bring ons gebede na U toe vanmôre, want daar's geen ander plek waar ons wil wees as by U, die wonderlike naam van Jesus. Amen. En amen. Halleluja. Ek groet weer die gemeente vanmôre, en ek sal daarom nou nie sê ek is op die jaar nie, ons los dit nou. En dit seker maar, jy weet, ek het dit op die jaar. En as jy vergeet het, dan is jy reis op, want daar is 'n paar mense wat saam met verjaar het, maar ons gaan nou oor 'n name afkom. Hulle wens. Johan. Is daar nog mense wat verjaar die 13de afkom? Staan op julle voete. Hilde, ek weet jy kyk op livestream, mag jy lekker verjaar saam met ons. My brother,
mag die Here jou seën, ja. En mag jy die beste jaar van jou lewe beleef. Nommer 1. Jy verjaar die dag na die vaste. Ek dink ons is dieselfde ouderdom, maar mag die seën van die Here op jou is. So, maar ons sal Amen. Nou besef, waarom is jy so opgehef vir jou verjaarsdag? Kom ek sê jy, my eerste partytjie was op 40. Jy 40 geword het. Kijk, eerste partytjie was so 'n partytjie waar daar 40 mense skaap braai. En jy 5 dae word, die dag ek gaan weer 'n skaap kry. Jy kry nie weer 'n skaap nie. En toe verjaar jy nie saam met my nie. Wie verjaar sy, juffrou? Wie verjaar saam met my? Daar was iemand wat nog saam met my verjaar het gestel. Ons sal nou kyk op die. Maar in elk geval, toe ek Pieter Hendrik, geweet as iemand. Sieninge Annie, jy sal vir hom sê, né? Ek wil net weer iets vertel, toe ek nou 50 word, toe dacht ek gaan nou 'n spit kry. Toe kry ek 'n hele saal vol mense. Want dis is my ordinasie, of my verordenering, of my georden word, as 'n pastoor in die AGS, op 50. Dit moes al 21 gebeur, maar geweet is op 50. Toe ek 60 geword het, toe dink ek, hulle gaan die tafels uitrol. My vrou sê, jy het begin opdroog. Nou sê ek baie na my aan 70. Dan sê ek my vrou, vat my nie weg. Vat my Portugal toe, vat my Lisbon toe, vat my Everest. Sy sê, alles is opgedroog. Ek sport met dit. Van 'n klein seentjie aan, was 'n verjaarsdag van my soos enige okasie. Toe my dogter gebore is, toe had ek die mense uit hierdie fonde, dat jy nie sien mense spat, ek gryp die ou tannies en gryp almal, ek het nou net 'n dogter gekry. Maar ek is net so ekstase oor Jesus. Amen. Ek is net so ekstase oor sy Heilige Gees. Ja. Wat gaan die Here Jesus vind wanneer hy kom? Wat gaan hy van jou vind as hy kom? Wat gaan hy vind? As hy nou sou kom, wat sal hy vind? Sal hy geloof vind? Sal hy mense vind wat ekstase is oor hom en oor sy wederkoms? Sal hy mense vind wat opgeneem is met materialisme? Sal hy vind? Sal hy vind dat daar's mense wat uitroep, o Here Jesus, kom! Die dag het aangebreek, Here, kom! Wat sal hy vind? Een van die grootste uitdagings vir die dag van vandag is 'n finansiële uitdaging. Mense word gemelk. Mense word gedruk. Mense word uitgebuit om elke hoek, elke draai. Al vat jy jou kar na die dealer principles toe, na die naambrand waar jy gekoop het, is hulle uit om jou te besteel en vir jou tekortkomings te wys. Waarom? Want dit is die orde van die dag. If I can get $1,000, I will take it. If I can get $2,000, I will take it. Mense is nie net bloeddorstig nie. Hulle het ook geld dorstig geword. Nou kan 'n mens vra, die waarde van geld.
As jy mense in die gemeente vra, hoe belangrik is geld? Meeste sal sê, dis nie belangrik nie. Want elke mens het geld nodig. Ons is al denkelike mense. As jy my vra, is geld vir jou belangrik? Eerste ding wat jy gaan sê, geld is nie so belangrik nie. Maar dan loop ek net jy na die winkel toe, dan besef ek, geld is belangrik, maar as jy nie die geld het, die kan ek nie koop nie. So kom ons sny nou die goeie kalf en kom ons maak dit nou klaar. Dat ons kan besef, die huis van God het geld nodig. Kan ek amen kry? Jy het geld nodig, die huis van God het geld nodig. Geld is 'n manier, 'n currency, dat ons kan aankoop en ons kan verkoop. Dis wat geld beteken. So 'n mens moet tot die besef kom en jy kan sê, weet jy wat, geld is belangrik. Maar geld is nie my God. Mammon was nog nooit my God, die Jesus Christus is my God. Reg teen die hele wêreld op die oomblik is finansies en nood op sy hoogte en gaan meer noodsaaklik word. Die skrif sê, as hulle honger, voer hulle, as hulle dors het, gee hulle om te drink, gee hulle klere en self, gee hulle klere, hy sê, wat nie selfsugtig is. Geld het 'n manier om jou karakter te vorm. Geld het 'n manier om jou so te verander dat jy vir die koninkryk van God niks werd is. Want Mammon het jou oorgeneem en jou laat buig by sy bevele en by sy keuses en sy voorkeur. Mammon is die ou wat die minste praat, maar ons as kinders van God buig die verste voor hom. En kom hy sê in Efesiërs 4:28, hy sê dit, dat die een wat steel nie meer steel nie, maar laat hom liewe arbeid deur sy hande te werk wat goed is, sodat hy iets kan hê om te deel aan die een wat gebrek het. Sê prys die Here. Ek wil nie hier nou die slaap laat nie, maar ek praat nou oor geld. Die duiwel wil jou ore toemaak en ek wil nie hê jy moet hoor oor geld nie, want geld gaan jou losmaak. Kan ek iemand sien wat opgewonde word met die Here? As die Here jou geld vat, dan maak hy jou los. As die Here jou geld is, dan is jy los. En dan kan die seën van die Here oor die wêreld kom en sê, laat die seën, wat die seën van God, wat geen mens kan keer. Mense hou nie van 'n preek oor geld nie, jy sien, want die kerk moet arm wees. Die kerk moet arm wees. Hallo, die kerk moet arm wees. Die kerk moet nie bestaan hê nie, ons moet groepeer, want jy sien, as die kerk groepeer jou huis. Dis 'n kettingreaksie. Mense sê, nee, hou die pastoor arm en hou hom nederig. Maar terwyl jy die pastoor arm en nederig hou jy jouself arm en nederig, want die seën van die Here maak ryk en geen moeitevolle arbeid voeg enige iets daarbey. En ek wil julle sê, die gemeente hou my nie arm. Dit sê ek die regheid, dis hoekom julle geseënd is. Hierdie gemeente sorg vir my en vir my vrou. En ek wil dit sê, dat die gemeente moet dit hoor, dat ek preek nie nou, omdat ek geld by jou soek, die gemeente sorg goed vir my. Maar die Here wys my, daar kom 'n losmaking in die finansiële wêreld, wat gaan wees vir die kinders van God, dat die rykdom van die wat? Van die ongelowige en die onregverdiges sal kom na die regverdiges toe as jy God glo. Nee pastoor, dis nie 'n preek daar. Die onregverdige Mammon het genoeg geld om die kaskamers van jou huis van elke plek vol te maak. Daar's genoeg geld, maar die kind van God weet nie hoe om dit te gaan haal en dit te bring tot 'n stand en so dit daar kan bly nie.
Die kind van God het gehoor van armoede en armoede, want die mense glo mos dat Jesus was so brandarm dat hulle het sy klere verdeel, hulle sy klere geneem. Ek wil jou sê, hy het 'n kleed aangehad van een naad. Die duurste kleed wat jy kon kry, het Jesus gehad, het een naad gehad. So in other words, patches, oh what can I do? I swear I'll always love you. Patches hier op die boot van my broek skool toe, patches op my hemp, patches in 'n naad wat jou hemp te klein is, daar's 'n patch daar. Ken julle patches? Het julle ook groot geword met cotton pants? Met kouse wat deur 'n klippie aan mekaar gebend is. Dat mami vat 'n klonne klip en dan sit sy hom daar en dan pat sy jou kouse. Was jy al daar gewees? Dan loop jy met 'n naad binne in jou kouse. Die kinders sê, I see you got a patch in your socks. Ja, kom maak jy volgende jaar op. Ek is nou nog daar. Jy is nou nog daar. Patch het self. Hy sê om meer te deel aan die een wat gebrek het. Prediker 10 vers 19 sê, vir plesier maak hulle maaltye klaar, en die wyn maak die lewe vrolik, en die geld verskaf alles. Ek breek erop. Vir plesier maak hulle maaltye klaar, en die wyn maak die lewe vrolik, en die geld verskaf alles. Prediker 9, 13 tot 16 sê, ook het hulle dit die wysheid gesien onder die son. En dit was groot in my oog. Daar was 'n klein staatjie en min manne daarin. En 'n groot koning het daar teen gekom en dit vir hom singel. En 'n groot beheerswerker daar teen gehou. En daarin is 'n arm wyse man gebind. Hy sê, die het die stad deur sy wysheid gered. Maar geen mens het aan hierdie man, aan die arme man gedink nie. Toe het ek gesê, wysheid is beter as heldekrag. Maar die wysheid van die arme word verag. En na sy woorde word daar nie geluister nie. Kyk, luister vir my. Ek wil iets in die huis los vanmôre. Ek en jy begin kwaad word van armoede, tekortkomings. Dat ek en jy gebukkend moet gaan en geld moet vra, kan ek lewe? Of kan ek vir geld sê, kyk hoe lewe ek? Kyk wat doen ek? Want wat sê hy hierso? Daar was 'n wyse arme man. Hy het die stad gered van verlies. Maar niemand het eers op hom agting gegee. Nou uit my agtergrond uit, kan ek vir julle 'n ding vertel oor armoede, wat armoede doen. My skool is in die ooste, maar ek bly in die weste. Ek is absoluut goed in wat ek doen. Ek was 'n sy-dromspeler in die skool. Ek het gaan in Natal klere 2 keer, vir skoolklere 2 keer. Ek was ontsettend goed met sy-dromspeel. Maar omdat ek van die weste en nie van die ooste af, die leaddromme word gekies bokant my. Sy naam was Steven Cochran, nie omdat hy goed was, ek het hom sak gespeel. Maar hy het gekom van die ooste. Ek sit dat jy nou Pretoria nou goed ken, dan sal jy nou verstaan waarvan ek praat. Jy weet, die ooste is loop anders, dit is soos Benito teenoor Potchefstroom. Weet jy Benito kom nou? Jy weet, hy het 'n style nek en sê het, ons is hier van besê, hoe is dit? Okay, alright, los dit, okay.
Okay, ek is van 'n vervreemde area af. Die hele klas word uitgenooi na 'n soort Saterdagmôre. Ek het julle al vertel. Because I'm from the west and not from the east. Ek sit op die stad op die muur by Sterreland. Dit was die fliek Mekka. Die senter van Satans, yes. Sterreland. As jy kan ook die dag gegaan het om te ijskijk nie, want die persoon het gesê, is donker te daar. Die kinders van die Here wacht nie daar. So daarom kan ek nie ijskap. Ek sit op die muur. En my hele klas loop verby. Hulle sien my. Maar hulle weet, daai ou kom van die weste. Die hele klas loop so verby. Hulle het wit beach shorts en wit hemde en slipflops. Die maandag by die skool vra hulle my, waar was jy? Ek sê, kom ek sê, julle het my almal gesien. But don't worry, nothing happened. But you behoort ek alreeds aan die Here. Hoekom vertel ek jou dit? Want vandag nog loop jy met 'n identiteit van waar jy kom. En daai identiteit het 'n uitwerking hoe jy na finansies kyk. Onthou, ek was tevrede met 2 snytjies brood en 'n dun gesnyde pineappel snit met suiker op. En dit was my aandete met 'n koppie tee. I was happy. Want my ma het die tafel opgemaak en sy tee neergesit. I didn't know better. Dan sny sy 'n hele pineappel dun en albei haar kinders kan eet op die einde van die aand. En dan gryp ons mekaar vas en soen mekaar. En dan gaan ons verskillende rigtings just on a pineapple slice. Op brood. En ek dank die Here, ek was daar. Want toe my eerste miljoen kom, toe was ek dan moet 'n skeiding kom from where we were at and where we are now. Ja, kry die begryp hoor. Ek weet dat mense kwaad omdat ek oor geld praat, raak keer is. God gave me a message and I'm delivering it. Hy het gesê, rig my mense op. Laat my mense in hierdie dag kan verstaan dat ek is die bron. Nie die rand en sent nie. God sê, ek is die bron. As jy nie bo-natuurlike geld verstaan, jy verstaan dit nie, shut up. Moenie uitlating maak, kom sit by my in die kantoor, dan leer ek jou oor bo-natuurlike ingrype van God. Wat kan 'n rekening betaal? Wat kan uitstaande betaal? Wat kan 'n ingrype kan doen? Want ek behoort aan die Here. Hierdie gemeente behoort aan die Here. Hoor julle mense, is nie my kerk nie. Julle is nie my mense nie. Julle behoort aan God. Nou sê hy, die arme man, niemand het gaan kyk waar is hy. Oor die wysheid wat hy gedeel het, dit wat hy belê het en in die stad gered word. Hulle het geen agting op hom geneem. Nou wil ek vir jou vra, kerk. Sal jy raad vat van 'n boemelaar? Jy is so nie. Ek vra 'n vraag. Sal jy raad neem van 'n boemelaar? Sal jy? Nee, jy sal nie. As hy begin praat, sal jy vir hom sê, hey man, luister, wat is so? Hoekom? Want wat het jy om my te wys dat jy ondervinding het in dit wat jy praat? Jy self nie op die regte plek nie. Jy self nie op die plek waar jy hoort te wees nie. Jy self nie daar, maar jy moet vir my kom raad gee. Jy kan sien, tot die president van Amerika vat raad van 'n raakvakker. Tot die president van Amerika wat self 'n skatryk man is,
Hy vereenselwig hom met Elon Musk. Hoekom? Want hy het geweet, daai man het geen nood aan geld nie. So when he opens up something's gonna come out of it. Of wat hy gaan doen vir die land, wat moet gedoen word. Hoekom? Want hy's iemand. En hier is die kerk van God. Jy moet vir my kom getuig oor jou God. In die praktyk van die AGS se konstitusie. Jy kan nie deur insolvency gaan nie, jy kan nie deur bankrotskap gaan nie, jy kan nie deur daai goed gaan as 'n pastoor in die gemeente nie, want jy kan nie vir iemand vertel wat hulle moet doen as jy self nie daardeur is nie. Hy wat steel, kan nie praat. So wat is die uitkoms? Wat is die uitweg hiervan? Ek moet begin 'n bietjie perspektief aanneem. En ek moet begin kyk na my lewenswandel, begin 'n stokboek neem en te sê, hierdie armoede volg my. Ek vat 3 stappe voor, ek vat 6 agter, ek vat 3 stappe, sê dan, ek bly agteruit beweeg. Why? Because mammon het beheer van my. Wat gaan hy aan my sê? Niemand luister na die arm en wys is beter as krag en sterkte. Wie sal berading neem van 'n boemelaar? Wie sal raad neem van hom? Sou jy met jou verrepte klere Jesus verkondig? Wie sal na hom luister? Wie sal na hom luister? Want die mensdom, ons het 'n standaard. Jy en ek het 'n standaard, onbewustelike standaard. Ek het altyd gesê, mense skatryk, weet? En toe besef ek hoe vlak is daai woord om 'n mens te bestempel onder die naam van skatryk en al sy goed behoort aan Absa Bank. Jy sien, so maklik kan ons gemanipuleer word en so maklik kan ons infiltreer word met dit wat ons hoor en dit wat ons sê. Maar God sê, jy het nie nodig om te argumenteer met mamma. Ek is groter as mamma. Ek is sterker as mamma. Ek wil die gemeente iets sê. Wanneer ons sê die gemeente het 'n tekorte en ons begin te bid, dan kry ons bonatuurlike geld wat inbetaal word in ons rekening. Jy weet ook al, jy wat ook al, ek weet nie. Hulle sê net vir my, alles het geklop in die maand. Ons is soveel R1000 kort in die maand. Maar as geen vrees in my hart, maar die gemeente behoort nie aan my, die behoort aan God. Geen amen, dis oké. Ek gaan nog steeds preek, amen of nie amen, ek gaan nog steeds preek. Wat maak jy wanneer jou huis tekort het? Wat maak jy wanneer jou boeke by die huis nie klop nie? Dan gaan jy lekker kwaad word, jy moet maar word. Dan haal jy die chip uit. Dan extend jy jou warranty. Want dan het ons vir jou 'n brief geskryf en gesê, jy kan, hoeveel was dit nou laas keer, 250.000. Ek is 67 jaar oud, die bank wil vir my 250.000 rand gee. Ek moet net kom en ek moet kom teken. Ek luister vir my. Die dag gaan boser word as nou. Daar is geen koste beperking nie. As checkers voel en Pick n Pay voel en gaan mekaar op 'n tafel kry en sê ons lig die pryse. Jy gaan betaal. Hulle gaan wins maak. Hoe weet jy hulle maak wins? Luister. Wat hulle CEO betaal as 'n bonus. Hy kry meer bonus in 1 jaar as wat ek my hele leeftyd gewerk het. Kry hy in 1 jaar 'n bonus. Where does it come from? Dit kom van die onregverdige mammon wat net vat. Nou luister nou. Luister nou.
En Markus 12:42 tot 44, daar kom een arm weer en gooi 2 geldmuntstukke in 'n oortjie. Toe roep hy die disippels na hom en sê, dis nou Jesus, en sê vir hulle, voorwaar ek sê vir julle, hierdie arme weduwee het meer ingegooi as almal by die skatkis gegooi het. Want hulle het almal uit hulle oorvloed ingegooi. Maar sy het uit haar gebrek ingegooi, alles wat sy gehad het, haar hele lewensonderhoud. Nou hoor nou hierdie. Ek is daar nie. Kom gemeente, bring julle offers. En ek staan en kyk vir die offers. Bring dit. Ons gaan nou bid oor die offerande. Kom ek sê vir julle, almal sal daar gaan ingooi. Ek sê dit weer, as ek hier moet kom staan, bring julle offers, ek wil net kyk, almal, dit sal so omloop, dit sal nie, is iemand wat my meer beter ken, dat ek nou nie, dan judges voor die offerande, sal dalk nie kom nie, maar meeste van die mense sal hulle pad maak, naar die pad. Jy het geweet, Jesus was nie bekommerd oor die opinie van mense. Het jy geweet dat hy daar gestaan en hy het gekyk, Petrus, Johannes, ja. Jy geweet, die Bybel sê, hy het by die skatkis gestaan. Vir wat 'n rede? Want jy sien die element van vryheid om te gee, gaan nie oor die bedrag nie. Ons het 'n groot ding oor, jy weet, ek nou min ingooi, dan loop ek nou so dat ek baie ingooi, maar as ek nou baie het, besluit ek, jy betek, ek is baie in. Die gesindheid van jou hart is gekoppel aan die karakter wie jy is. En as finansies jou geformeer het om anti-offerande, anti-tiende, sal jy nie uit 'n verknossing, en as jy 'n verknossing kom, wat die Here sê, ek toets die hart van die mens. Daarom kan hy sê, ek het 'n blygewende, ek het 'n blymoedige, ek het hom lief, want ek hoef nie na sy hart te kyk nie, ek hoef nie na sy intensie te kyk nie, ek hoef nie te breek, wat hy was toe hy kind was, wat hy deur is, ek hoef nie te kyk, want ek het hom verlos van alles, ek het hom vrygemaak. Daarom kan hy opgebonde wees, om vir my te gee. En so tussen hakies, dit wat jy God beloof het in die verlede, jy weet dit kom betaal. Weet, mense praat groot, asof God nie bestaan nie, maar in die woord van God staande, as jy 'n bedrag by God genoem het, dan weet jy dit kom betaal, want hy is 'n verbondsgod, hy wag vir jou hart, om in lyn te kom met jou mond, dit wat jy beloof het om te gee. Hy sê die weduwee, aan 20:35, hy sê, en julle is alles betoon, dat ons die soorte arbeid die swakkes moet help, en die woorde van die Here moet onthou, dat hy gesê het,
dit is saliger om te gee as om te ontvang. Oh, die huis van God. I'm putting it away for moth and for rust. Op 'n tyd in my lewe, en ek kan daarvan praat, op 'n tyd in my lewe, het ek 'n kluis gehad by die huis. Vol kontant. En dan pak ons die kontant uit op die bed. Dan ry ons ou note met nuwe note, en dan sit ons dit weer in die kluis. Maar ek het geglo die banke gaan in duie stop. En op 'n dag maak ek die verkeerde besluit. En binne 18 maande is al die geld in die kluis uit gone. Ek weet. Kan iemand amen sê? Of as jy wil saam met sê, ouch. 'n fout kos geld. Ongehoorsaamheid teenoor God kos geld. 'n sprisse gees om teen God se nee te werk en te sê ja, as God gesê het nee, sal jou kos. Jy sal die konsekwense, God sal jou vergewe, maar jy sal die konsekwense dra van dit wat jy beloof het en dit wat jy gesê het en dit wat jy gedoen het toe God gesê het nee. Amen. I was there. En ek waarsku die huis van God. Moenie elke keer gaan om 'n kredietkaart nie. Die dag as jy die kaart nie kan betaal nie, dan kom dieselfde Absa bank, Standard Bank, Nedbank, bank, kom. En hy kom hou sy hand voor jou en sê jy beter 'n plan maak. Anders dan eis ons op hierdie huis, op jou kaart, op wat jy het. Dan is hulle die onvriendelikste mense op die aarde. Hallo Jack. So hoe kom ons daar uit? Gaan afsluit. Dan kom Matteus 19:16-23. Dan kom hier na hom en sê vir hom, goeie meester. Hoeveel keer is jy al goeie meester genoem? Elke kaart sê vir my goeie meester. Ek weet nie wie preek ek nie. Goeie meester, goeie middag, hoe gaan met jou? Ag, ek weet nie meer iets nie. Dis goeie meester, hy sê vir hom, wat 'n goeie ding moet ek doen, dat ek die ewige lewe kan hê? En Jesus sê vir hom, waarom noem jy my goed? Niemand is goed nie, behalwe een, naamlik God. Maar as jy in die lewe wil ingaan, onthou die gebooie. Hy vra watter gebooie? Jesus sê vir hom, dit, jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuie hê nie, eer jou vader en jou moeder, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Die jongeman sê vir hom, al hierdie dinge het ek onderhou van my jeug. Wat kom ek nog kort? Kan julle iets hoor? Nee man, Here, ek kan al die dinge onderhou, want I'm a good man. Ek bedoel, wat is die wet wat jy wil hê? Dat my gaan skuldig word, ek onderhou alles wat geskryf is. I'm ready for the kingdom of God. Jesus antwoord hom, as jy volmaak wil wees, gaan verkoop jou goed en gee dit vir die armes. En as jy sal 'n skat in die hemel hê, en kom hier, volg my. Toe die jongman hierdie woord hoor, het hy op bedroefd en weggegaan. Want hy baie besittings gehad. En Jesus sê die disciples, "Verwaar ek sê vir julle, dat 'n ryk man beswaarlik in die koninkryk van die hemele sal ingaan." Dis nie waar nie. Maar hierdie ryk man. Want hierdie ryk man het 'n idee gehad, I've got it. I can do, I can buy, I can sell.
So sy afhanklikheid sal nooit van die Here gewees het. Because hy het alles. So nou toets die Here Jesus hom en sê, gaan en verkoop alles. Nou ek sê dit nie vir al die ryk mense in die gemeente. Dit is, as jy geld in die bank het en jy opgepas en is daar 'n rede, dat jy dit nou gaan weggee en vir my gee. Dis nie wat hy sê nie. Hy sê, daar's 'n houding wat by jou is. Dat is onerg omtrent jou. There's something about you wat nie pas by die koninkryk van God. So ek kan sien, jy kan houding oor wie jy is en wat jy het. You make it quite clear, I've got the money, but I will not share it. You make it quite clear that dit wat nou gebeur hierso is buite jou perke. So, I will test you. Gaan verkoop al jou. Hy sê, there is no way. Sorry, dit gaan ek nie doen. Jesus sê die disciples, sien jy? Dis swaar vir daai ryk man om in die hemel te kom, want hy sê eie gedagtes oor die koninkryk. Kan ek julle iets sê? Hier sit duisende mense in die huis van God wat oor geldsake hulle eie gedagtes het. Dink jy ek sal tiende betaal? Daar's nie 'n manier nie, moenie. Krepeer. Ek gaan nie reageer op die offer, moenie. Krepeer. Jou enigste uitweg in 'n finansiële deurbraak is met God. Daar is nie 'n ander manier. Tiende is die ryk man se struikelblok. Jy kry geld vir arbeid waarvoor God jou geseën het. En dan sê mense vir my, as ek tiende betaal, dan gaan ek tronk toe. Dan gaan tronk toe. En dis wat jy wil hê, gaan tronk toe. Dat 'n mens kan so onwys wees vir 'n lewende God. En vir 'n lewende God sê, as ek jou tiende gee, gaan ek tronk toe. Dan gaan tronk toe. That's what you think about God. Jy het my bruid getroud en sê, jy vertel. Toe sê sy mos, sy gaan die tiende betaal. Toe sê ek, dan slaap jy op jou kant van die bed, en ek slaap in die ander kant. Want, die Bybel sê, jy moet my eer. Jy moet eintlik vir my sê, my Heer. Ek verstaan jy dit agter. Elia. Hy sê, ek is jou Heer. Ouens, that's how God is. Afrikaans is die rykste taal met woorde. Afrikaans kan ek 'n ding vir jou sê, en as ek klag gepraat nie verstaan nie. Afrikaans kan ek vir jou sê, wat 'n moed ek is. En wat ek klag gepraat het, weet jy ook. Kan nie Engels. Angst. En jy dit lekker doen. Hier is die probleem. 'n Man en vrou begin te loop. Maar die man en die vrou weet nie van mekaar nie. Hulle praat nie oor finansies nie. Hulle praat nie oor wie kry wat en wat kry wie en wanneer kry wat en wanneer kry wie nie. En dan is daar 'n houding in finansies. As jy en jou vrou nie een word voor die troon van God, hy sê, I don't answer your prayer. Jy kan maar bid. Ek antwoord jou nie. Hy sê, want ek het gesê, julle gaan 2-1 word, en dat julle 1 geword het, sal ek kan hoor, dit gaan 1 stem wees.
Maar nou is daar twee stemme wat praat, en is teenoor mekaar. Ek hoor nie jou gebed nie. Dieselfde wanneer ek lieg vir God. Wie lieg? Kyk na jou salaris staat en kyk wat jou tiende. Asof hy nie 'n oor het nie, asof hy nie weet. Asof hy 'n dom God is. Jy wil hê, hy moet dinge kom regmaak. Sê vir hy vrou. Sê vir hy vrou. Kom hier jou moeder. Sê vir hy vrou. Ons staan as een voor die Here. Dan begin finansies jou volg. Dan begin die seën van God op jou huis val. Ek is besig om 'n boek te skryf, nou by die laaste vers, hoofstukke. Ek praat in daai boek oor wanneer God se seën oopmaak. En wanneer hy besluit om jou te seën. Ek het hom nie gevra nie. Ek het net getrou vir hom alles gedoen wat reg is. En op 'n dag sê God, nou gaan ek jou seën. Ek het nog nie gevra nie, ek het nog nie geoes nie, ek het nog nie gesaai nie. En dan begin dinge my in te haal van agter, dat ek omdraai en ek weet nie, is dit in die saai, is dit in die gee, is dit in die gee of is dit in die saai? Want ek weet hoe om te gee en ek weet hoe om te saai. En ek kom nie na die offertafel toe met 'n bedrieg in my hand. Ek nou moet ek vir die kerk geld gee. Hy sê, wanneer jou huis in orde kom, met wat? Met die gebooie van God te hou. Dit is eerste vers. Wanneer ek die gebooie van God hou, kan ek hom herinner aan enige gebed en hy sal antwoord. 2 minutes. Praat oor die bonatuurlikheid van God. Wanneer ek nie kan, wanneer ek weet nie hoe om daar te kom nie, swaai ek my geloof bokant die norm. En ek begin God te vra vir bonatuurlike ingryping. As jy dit nie verstaan nie, bly stil. As jy al beleef het, praat saam. As jy nooit beleef het, kom vra my, wat beteken die bonatuurlike ingrype van God? Wanneer ek daar op die plek kom, I can't do it. Ek ry saam met my kinders op vakansie. Ek het nie die geld om te gaan. Ek sê, Here, bonatuurlike geld. Ek het bonatuurlike geld in Here, dat ek saam kan gaan, dat ek met tyd saam kan geniet. En oor die skynste van verder begin die bronne van God te voorsien. Kry 'n opdrag van die Here, ek moet in Zambia wees. Ons het nie geld nie, ek kan nie die geld vir vliegtuigkaart nie. Ek het geld vir niks. Ek staan in my besigheid, ek hou die vorm vas. Ek sê, Here, U moet my in Zambia kry. Hier is die uitnodiging om daar gaan preek, Here. Ek kan nie daar kom nie. Ek het nie mense om te vra vir geld nie. Ek gaan ook nie smeek vir geld nie. Jy het gesê, ek gaan, ek soek geld. My vrou staan by my in die slaghuis, by die faxmasjien. Ons het nog daai jare faxmasjien gehad. En hier begin bestellings deur te kom vir biltomaties. Een na die ander. Toe ek die finaliteit optel wat ek nodig het, toe het daai biltomhakies my terugbetaal, Zambia toe en terug. Totaal betaal met my coke en my bawan, alles betaal in vol. Dit het nooit weer gebeur daarna nie toe nie, en tot nou toe. Een keer. Kom ek bestel vir jou. Ja, kom skeer nie. Jy praat oor die bonatuur, ek gaan nie in detail van julle gaan my boek koop. Ek gaan nie in detail gaan, maar daar's 'n hele paar dinge. 'n Plaasboer sit daar waar David sit. En ek loop in die gang uit. Die gang uit en sê, is 'n bankrekening om. Ek sê, nee, ek geen bankrekening is weg nie, want ek ken jou en dit nie so baie nie. Hy sê, kom na my huis toe. Ek
Saam met die huis, hy vraag net, is jou bank met hom? Daar is die bankrekening. Sy vrou lewe nog, sy kyk vandag. Hy betaal R50.000 in ons rekening. Maar op die tyd, toe ons net hier gekom het, ons het geld dringend nodig gehad. Niemand het geweet. Maar, die Here het dit geweet. En ek gaan daar stop, maar dat is baie, ek wil jou baie vertel en ek gaan daar stop. Wat is die uitdaging vir môre vir die gemeente? Pastoor, weet jy, ek kry R2.200 se pensioen. Die staat, is al wat ek kry. Pastoor, weet jy, ek moet ligte betaal, ek moet alles betaal. Ja. Maar ek is in staat, want my God is in staat. Hy sê, wat sal ek sê van hierdie, as God dan vir my is? Eerste ding, raak ontslaan vir die vrese van mense. Raak ontslaan van vrese van mense. Die laaste keer gesê, raak ontslaan van jou groot idee. En maak jou groot idee God se groot idee. Jy hoor my nooit praat oor my toekoms en my. Ek praat oor die Here se toekoms. Want ek is uitverkoop vir hom. As hy my sê ons gaan soontoe, dan gaan ons soontoe. As hy sê ons gaan soontoe, dan gaan ons soontoe. As hy sê ons bly, dan bly ons. Ek is in sy hande. Die woorde is vir hom. As hy my sê, hoor so, ek sien jou met geld. Die eerste ding, ek soek iemand om te bless. Dat is my vraag. Die moment wat ek geld krijg, soek iemand wat moet iemand geld gee. Hoekom? Want hy hou my dop. Hy sê, geef my die saad, die saaie saad. Wat maak jy met die saad, wat ek jou geef? Eet jy al jou saad op? Was dit hard geweest? Brian was hard geweest. Eet jy al jou saad op? Of saai jy saad? Hoe is lekker om te eet? Ek eet al my saad op. Al ek koud, al ek eet alles op, al my niks goed. Maar jy wil hê. Hoe is dit? Dat 'n plaas doen. As ek klaar geoes, eet hy die hele oes op. Of los hy die helfte. Sê volgende maand plant ek. Wat saad. Hou dit voor die Here en sê Here, hierdie saad het in my. Ek roep hou dit vir the boost. A way of thinking. Maar wanneer ek net saad gooi, ag ja, wat kom, ek gaan jou 'n paar rand gee, ja, okay. Dis dom. Dis dom. Saad wat ek aan die Here bring, het krag om te vermenigvuldig. Het soveel krag om te vermenigvuldig. Ek kan vir ander iets gee om sê ek bless jou. Daar is 2 groepe mense vanmôre. Daar is een groep wat sê, Pastor, ek wil jou nek punch. I love you too. En daar is 'n ander groep mense vanmôre wat sê, Pastor, ek het genoeg gehad. Wie uitkom. Vir my, ek moet 'n kredietkaart hê. As ek gaan vlieg, ek 'n kaartjie kan koop. Klaar is 'n kredietkaart. Maar waar sal dit? En die kluis toegesluit. Want ek is impulsief. Wie weet wat is impulsief? Hallo, wie weet wat is impulsief?
Te goed, pastoor. Jesus, ek nou so honger. Ek moet sap. Wat sap? 'n Coke, 'n chocolate. Dan sê ek daar so, wat is al hier goed? Ek sê, ek is honger. Is daar nog eerlike, impulsiewe mense hier? Verseker. Ja. Die sê, jy is min, nie meer staan nog, man. Ek staan op my voete, ek staan nog. Ek sal opstaan. Staan nog. Ja. Vader, ek kom vanmôre in die naam van Jesus. Help my, Here, om te sien. My oë wat blind is, my oë wat finansies nie wil bestaan nie, because I want to use it, ek wil dit klaar kry. Here, help my. In die naam van Jesus. Help my. Here, help my om my te bekeer. Impulsief geld uit te gee. Sonder rede. Here, dan kan as agterna dan ek klaar gekoop het, kan ek sê 99% van die kere kan ek sê ek het dit nie nodig gehad nie. Dit was net lekker om te hê. Bekeer ons, Here, help ons, vergewe ons. Hierdie is nie, kom nie uit U nie. Dis 'n werk van die bose, dis 'n werk van Mammon. Help ons, Here. Help ons om geld anders te sien. Help ons om geld anders te sien vanmôre. In die naam van Jesus. Ons stel die angel van die kwaad in die naam van Jesus af. Ons dankie en ons eer U. Jesus wonderlike naam. Amen. Amen. Kyk vir my. Kom man, kom. Kyk vir my. Die woord wat ek wil gebruik is budget. Budget. Ek en hierdie vrou is 45 jaar getroud. Budget. Sit 'n lysie. Jy moenie aan die ander kant die lysie gaan nie. Sê, ek het my hart vir die Here gegee oor finansies. Ek gaan nie hierdie ding breek. Kom maar. Ek saam met my praat. Ek het getuig dat ek is al meer as 5 jaar met hierdie vrou. Hoe goed die Here vir my is. Dankie Here. Maar almal wat by my huis terwyl hy 4:30 in die oggend sal Annie se studeerkamer se niks praat. Jesus. Aan sulke eerste binnemerk nog. En al die ander dinge Come on. kan by. Come on. Amen. En dit is wat ek al vir al hierdie jare. Come on. En ek kan net getuig dat die Here vir my so goed is. Maar so goed is. Come on. Mag. En pastoor weet, ek gee my vol. Maar ek gee dit vir jou. My tiende half Jesus. Thank you Lord. Ek vat my tiende, sit betyk op wat my tablet, my geld op te betaal. Ek sê, Here, ek gee vir jou. Nie vir kerk, nie vir die algemeenheid, maar vir koninkrijk. Maak nie saak wat die geld doen, maar gee die geld vir. En ek vat my volle tiende, en ek gee dit vir jou. En daar seën die Here my. En stap ek so. Ek maak. Toe my seun hier so was, sê ek vir hom, kyk tog asseblief kyk na jou basis of finansies, want ek verstaan nie al die belegging goed, dit is so baie lekker. En ek kyk my so, ek sê, waar wil dit maak? Dit lyk of wat ek sê van ons beleggingsgeld. Omdat ek Come on. maar soek eers die koninkryk van God en daarom Yes. word
Amen. Annie stop hier met haar Ford. Cougar, wat? Cougar. En veroude die kar nie een dag. Ek sê vir haar, my broer Pieter sal so trots op haar gewees het. Daar's nie vrouensmerke oral op die kar nie. Die kar is beautiful. En ek wil vir jou sê, Annie, wel gedaan. Wel gedaan. Nou daar is Bronswyn, vrouensmerke. Wat is dit? Laat die enetjie dat gaan ons sluit. Wat jou kredietkaart en bel dit. Sê vir jou kredietkaart, ek het 'n skeiding met jou. If I don't have it, I don't have it. En begin jou skuld afbetaal so. Moenie skrik vir skuld, nie? Moenie skrik nie, dis daar. Jy het klaar gedoen. Daar's 'n manier om dit weg te kry. Dit is betaal. Betaal. In begin staan pastig die Here glo. Die Here bid. En as daar enige vrae is, ek is maandag, dinsdag, woensdag en donderdag nie kan doen. Kom sit op die tafel en praat ons mekaar reguit hoe om te maak. Maar God is nie blind. God is nie doof. God is nie aan die slaap. Hy wil sy kinde. Hy sê, as ek jou seën, wie kan my keer? God sê, as ek jou seën, wie kan my keer? Ons maak reg vir die grootste deurbraak, geestelike deurbraak, wat die kerk nog ooit gesien. Ek praat nie nou hierso, ek praat reg oor die wêreld. Want die Here God voor hy kom, gaan hy herstel waar die huis van God toe bring. Amen. Kyk na elke droom, kyk na elke profesie wat jy gehad het. Neem jou pen en papier uit, begin dit neer te skryf. Begin sê, Here, ek herinner jou aan jou woord. Toe jy daai dag dit vir my gesê, ek herinner jou aan jou woord. Nie plomp. Waar is jy nie? Waar is nie plomp? Belinda plomp. Waar is hy? Hulle verjaar. Jaded Skeepers, Johan Bortma, Belinda de Ron, allemaal wat hierdie idee verjaar. Mag die Here julle ryklik seën. Die mense wat luister op die livestream, wil ek sê, wat 'n voorreg vanmôre om die Bybel oop te maak om oor finansies te praat. Jou huis is daar ook in gesluit. Onthou die 26ste, maar nou bid hier die oggend, dat die dames braai die 10de Mei maand. Ek kan nie wag nie. Wat sê die dames voor die dames braai? Daar is 'n lys agter daar by Noulie, daar by tafel daar. Dames, laat julle weet, anders gaan ek te veel vuur maak of te veel bors koop. Maar kyk, ek is nie eens hier. Kyk of die lys julle naam daar kom en kom geniet die dag saam met Gladys en die dames. Eddie en Michelle, die 16de, hulle liefdesherdenking en dan so ook dan vir Johan en die leid en alle liefdesherdenking. Kom ons staan saam. Excuse julle, excuse. Dis die eerste plek hier met jou. Opraak. Ja. Excuse julle. Dis die greiling is jy hier. Kom nou my toe, mami.
Dan die BC het daar geestelike kursus voltooi en ons is baie dankbaar. Al 15 haar lesse bygewoon en toe sy siek. Die rede kom ek vir haar nog steeds 'n sertifikaat gee. Hierdie is die getrouste bywoner in hierdie gemeente. Môre stap sy in. Marine Jalbok, 22 lesse, dankie, jy het sterk gestaan. Maar kan nie loop, jy bly vir lees die en wacht hoor. Okay, baie geluk hoor lees. En Botas, 22 lesse broer, julle seën vir jou ryklik. En Gerry Besaidene, Sister Besaidene, kan jy nie saamkom nie? Clarice Dukas, snap ek ook check op jou. Linda Fourier, Brenda, jy het ook goed gedoen. Baie dankie. Kobus Teron, Koos Erasmus, Maggie Porter, Chrissy Terry, Sonaspo, Johan Borgman, Brandon Skuman, dat is aanvat voor mij. Sorry. Wat heeft de muziek? Ons doen 'n geestelike klas op die maandaande. Hierdie mense moet ek sê baie dankie vir julle getrouheid. Want die kursus moes opgebreek word vir Kersfees, né? Dit was eers in Januarie maand, laat Januarie maand aangegaan. Dat almal terugkom na so 'n lang breek, kom hulle terug en ons gaan toe aan. Hallo Chrissy. Net vir jou sê baie geluk met jou kursus. Here seën jou ryklik ook. Kom ons gee vir haar hande klap toe. Jy kan dalk sê dat gaan niks aan in die gemeente nie. Maar ek wil dan vir hierdie mense sê, julle pastoor is trots op julle. Dit was nie 'n kort kursus nie, was nie 'n maklike kursus nie. Maar elke een wat hier staan is verryk daardeur. Kom ons gee vir haar. Baie dankie. Seën van die Here is op julle. Dankie. Goed gaan. That's it. Gideon Terry, Eugene Marinda Bray, Jason Monique Botha, Jason Verjoen, Michelle Botha, Lindy Kidnieman, Tinus Botha en Celeste Verjoen. Die woord van die Here sê, God sal, kyk hierso, geef haar hande klap. Die woord van die Here sê, die Here sal byvoeg by die gemeente daagliks, hulle wat gered is. Ek wil my hand uitstrek en vir jou sê, Eugene, ek was ook by die eerste dag hier in Philippe.
Maar die tweede dag die indruk met jou vrou was ons onweer. Maar dat is in haar family iets over. Celeste, ek wil net vir jou sê, dankie vir wat jy doen vir die gemeente, mag die Here se hand oor jou wees as gemeentelid. Weens, ons is so lekker gekuier by julle by die huis en die groot gesin. Net vir julle sê welkom ook. Welkom. Geniet julle die sonnaskool. Ja. Vir jou ook sê baie welkom. Gemeente, strek julle hande uit na hulle. En ons sê, mag die seën van die Here op julle rus. Mag God se goedheid en guns oor julle wees. Mag die Here julle deurdra, mag die Here julle help. Mag die woord van God en intensiteit ontwikkel in julle lewens. Dat julle lewenswaardes, die lewensdinge wat julle wil bereik, lewensdiere sal wees. En ons dank U daarvoor in Jesus naam. Amen. Amen. Voor julle gaan sit, al die mense hier, stel in julle belang. Kan jy dit sien? Kan jy dit sien? Sien ek. Baie dankie. Nou is die diens klaar. Ek nooi uit om die offerande, jou hande te neem en die Here te beloof, die Here te vra om ons te help om bydra in die huis van God te bou, sodat ons staande kan bly vir die toekoms, dat die wil van die Here kan vervul word in ons daglikse dae. Kom ons staan saam. Here, dankie vir die saad wat ons het, ons kan saai en U binne. Ons dankie Here dat elke saad 'n plek het. Dat hierdie saad kan vermeerder en dat hierdie saad 'n doeltreffendheid sal vind in die huis van God. En ons dankie daarvoor, Here, in Jesus wonderlike naam. Amen. Amen. Die kan maar kom, die Here sê die ryklik. Goeiemôre gemeente. Vra ons net nog so oomblik hier is vir 'n goeie rede. Pastoor Andy en Gladys, ons het nie van julle vergeet. Dis 'n daai tyd van die jaar, julle het elke jaar ouer geword. Dit is net jammer julle is so kort op mekaar, ons kan nie twee keer partykeer nie. Maar ons sê vir die Here dankie dat hy julle hierdie jaar deurgedra het. En ons bid dat hy julle sal onseën vir dit wat kom. Vir nog 'n jaar by toe. 'n jaar in die bediening waarin julle gaan vas staan. Omdat dit sy wil is. Amen. Daarom wil ons as gemeente vir julle sê baie dankie. Dat julle doen. Julle mag die Here julle seën in die jaar. Mag hy julle saam. Mag hy julle voetspore rig. En dit wat God vir julle beplan het. Niks anders. En hierdie gemeente wil vir julle baie dankie sê. En daarom het ons 'n klein onderblykie vir julle te gee. Vir ons, die Gladys, vir het ons oorhandig. Net so klein iets. En om te sê ons waardeer julle en mag die Here julle seën. Amen. Kom ons bid net oor die Here mense. Here dankie dat U vir Andy
Skimmer leiders vasgehou in die jare wat gewees is. Ek dank U vir 'n voorreg om hier te hê, Here. En dat U julle lewenspad sal rig, dat U julle sal oprig en verder deurdra, krag sal gee, Here, dit wat U in hulle harte geplaas het. Dankie dat U hulle gespaar het. En ons eer hierdie moeder en vader van hierdie gemeente in Jesus se naam. Ons gee U die eer, die lof en die aanbidding. Dankie, Here. Dankie, Lord. Amen. Baie dankie. En omdat julle so getrou is hierdie gemeente, hulle het elkeen nooi vir 'n lekker koppie koek en 'n klein stukkie koek, moenie al die koek opeet nie, want ek wil die res van die week ook koek opeet. So elke een wat hier sit en ons besoekers, jy is welkom vir 'n koppie koffie net hierna. Amen. Prys die Here. Moenie uitgaan. Ek wil nie die geleentheid neem namens Gladys en myself. Ons het dalk 'n jaar ouer geword, maar ons wy onsself toe aan die bediening van hierdie gemeente. Van elke. Ek wil dankie sê vir die liefde, vir elke boodskapgister, vir elke oproep. Ek weet nie of julle weet wat dit beteken, die woorde wat julle skryf oor liefde en hoe julle omgee, en ek kan dit sien. Maar dit wat julle ons toesnou, dat weer sê, uit ons uit, het ons julle net so lief. Ons is op vakansie, daar in Weerokal, en dan roep ons harte uit, dan sê Gladys, dis nou tyd om huis toe te gaan. Want ons verlang na die mense wat naby aan ons is. En die Here seën u ryklik en nog 'n keer uit my harte, wil ek dankie sê vir alles wat julle doen. Amen. Amen. Al die mense op livestream, Hierdie is net elke 'n klein boodskap. Ek beloof julle 70 gaan ons die spit maak. Raymond, 70 gooi ons daai spit vir pastoor. Hierdie is net 'n voorbeeld. Amen. Mag geniet dit saam met ons. Kom ons staan saam en sluit ons af en sê vir die Here dankie vir hierdie diens. Here, wat 'n voorreg om môre in die huis te wees. Wat 'n voorreg om te hoor wat sê U vir ons oor ons finansies. Ek dank U dat die Heilige Gees die naprediker van hierdie woord sal wees. En Here, dat U met my gepraat het, dat elkeen gepraat het, dat spesifieke mense is vanmôre wat ons gehoor het. En dank ek U vir die woord. Die woord sê hy sal nooit ledig na U toe terugkeer, Here. Lord, but it will accomplish that what it sets forth to do in Jesus' name. En ek dank U vir die woord, Here. Ek bid vanmôre dat U hierdie gemeente sal seën, dat julle sal salf, dat julle sal deurdra in hierdie week wat volg in Jesus se naam. Ons gee U alleen die eer en die aanbidding. Amen en amen. 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 Halleluja. Giselle. Dat is nou niet, mevrouw, ze net kijken of je alsjeblieft.